Baie welkom, dit is 'n nuwe jaar, 2025 is op ons en ons is weer saam met julle met gesonde liggaam en gesonde gees en as julle kan sien, lyk my prentjie al hoe mooier, want hier is nuwe bloed in die ateljee waaroor ons baie opgewonde is en sy naam is Michael Schoeman, baie welkom, amper Dr. Michael Schoeman, een van die dae, nee? Een van die dae, ja. Een van die dae. Ek wil hom net vinnig voorstel, voor ek vir Dr. Stefan voorstel. Michael het 'n meester, hy's besig met sy meesters in genetika, hy is geswat BSc in fisiologie en anatomie, 9 diplomas in voeding, en dan het hy net so terloops 'n BCom graad in bemarking. So hierdie ouetjie weet waarvan hy praat. En as julle gewonder het, hy is Dr. Stefan se seun. Baie welkom weer eens Dr. Stefan. Dankie. Dat hy het weer eens ingestem om saam met my te kom kuier wat nogal 'n mylpaal is. So ek is baie opgewonde daaroor. En dan is dit ek myself en ons gaan hopelik hierdie jaar vir julle nog meer inligting bring oor hoe die liggaam werk, hoe hy verstaan moet word en om jou te help om dalk gewig te verloor, hoe om gesond te word, hoe om ordentliker na jou liggaam te luister en regtig 'n verskil te maak. Nou, Dr. Stefan het my seker baie vroeg een oggend ge-WhatsApp en van gesê hy het 'n droom gehad. Dus ek sê Stefan, ek slaap nog. Ek droom nog, asseblief los my uit. En toe wil hy my baie gou vertel van hierdie droom. So ons gaan met julle die droom deel, want dit sluit eintlik half die jaar in 'n neutedop op om te sê, dit is wat vir ons voorlê, dit is wat ons wil in gedagte hê. So ek is baie opgewonde. So ek gaan nou vir Dr. Stefan vra, wat het jy gedroom? Want tot sy vrou het wakker geword en gesê, hoor hy praat in sy slaap, maar ek hoor jy praat baie in jou slaap, so, maar dis okay. Net wanneer dit nodig is. So vertel ons meer van jou droom, en ja, natuurlik, Michael gaan ook saam met ons wees hierdie jaar, waaroor ons baie opgewonde is, en so jy kan maar jou jonger geslag nooi om te kom kyk, want ek gaan dit nou sê, dan is dit klaar gesê, hy is baie mooi. Die ou tannies hou ook baie van ons. Ja, maar tannies, hy is nie beskikbaar. Julle gaan deur my moet werk, in elke geval. Okay, kom ons gaan aan met daai droom. Wat wonderlik is, die Here praat met my partykeer in drome. En daar gaan partykeer 'n lang tyd verby waar daar niks gebeur nie, maar jy weet die nag wanneer hy met jou praat hy met jou. En Dan moet jy luister. my vrou vra my die volgende oggend, met wie het jy so gepraat deur die nag? Ek sê, was ek wakker of het ek geslaap? Sy sê nie, jy het geslaap. Ek sê, ek het met die Here gepraat en hy het met my gepraat. Okay. So, ons het 'n gesprek gehad en ek wil hierdie gesprek met julle deel. En dit som vir my eintlik op wat 2025 vir ons inhou en waarna toe ons gaan en hoe moet jy jouself gereed maak vir 2025? En ons program gaan oor gesondheid, gesonde liggaam en gesonde gees. Ja. So met die gevolg is, ek gaan nou om so vat vanuit Psalm 91 uit en dan gaan ek om so inwerk in die gesprek wat ek gehad het en met die heeltyd sê vir die mense en dan ons gaan nou vir die mense sê. Okay. So baie dankie vir die platform waarop ons kan sê vir die mense. Right. So Psalm 91 is my 'n baie kosbare psalm en ek het al mense sommer openlik op die vingers getik op Psalm 91. En ek het eendag op Facebook sê hierdie vrou, ek pleit die bloed van Jesus oor my kar en ek roep Psalm 91 tot my beskerming. En toe skryf ek vir haar, weet jy wat staan in Psalm 91 se vers 1 en vers 2? Dan moet jy nou mooi kyk of God regtig in jou kar belangstel. Want soos ek kyk, sien ek nie dat hy in die tweedehandse karbedryf regtig belangstelling het in jou kar nie. Right, so hier gaan ons toe.
Hoor die eerste 2 verse. Ek gaan die hele Psalm 91 lees om konteks te kry. Alright. Okay. Hoor nou hier. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit. Punt. Daar's 'n komma, maar ek wil eers hier begin. So onmiddellik kwalifiseer jy of jy diskwalifiseer. Alright. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. So jy sal in sy skaduwee beweeg. Jy is saam met hom onder sy beskerming. Hy sal tot Jahwe sê, my toevlug en my bergvesting, my Elohim op wie ek vertrou. En want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger en van die verderflike pes. Okay, oor pes kan ons baie praat. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie vrees vir die skrik van die nag en die pyl wat bedags vlieg nie. Daar gaan pyle vlieg in 2025. Okay, ek sê net, daar gaan pyle vlieg. Vir die pes wat in die donker wandel, okay, ons gaan by daarin verby. Vir die siekte wat op die middag verwoes nie. So jy hoef nie te vrees vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Hoor, hoe vinnig is hierdie siekte? Op die middag maak hy skoon. Het ons nie al hierdie tipe goede beleef nie? Right? So het daar mense in COVID tyd van vrees dood gegaan. Ja? Ja, in plaas van die siekte. Ja. Daar het. Ek het 'n pasiënt gehad wat sê, hy bel my uit ICU uit, hy sê vir my, ek kan nie nog langer hier bly en hoor hoe mense versmoor en roggel en doodgaan nie. Want hierdie gaan my laat doodmaak. Right? So die pes het toegesak en hy het verwoesting gesaai. Okay. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal hulle nie aankom nie. Ek kan jou sê, 2025 het reeds met 'n bom uit Amerika uitbegin. Net met jou oë sal jy aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Jy sal sien die vergelding van die goddelose. Dit sal nie na jou toe kom nie. Na wie toe nie? Na die een wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, dis die kwalifikasie. Sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot my Almagtige roep en sê, my toevlug en my bergvesting, my Elohim op wie ek vertrou. Sien jy? Geloof. Okay, so is 'n kwalifikasie. Ek moet in sy skuilplek wees en daar moet geloof saam met dit loop. Right. Want U, Jahwe, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou huis kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra sodat jou voete teen geen klip sal stamp nie. En die leeu en die adder sal jy trap. Die leeu, as ons dink Openbaring, hy loop rond soos 'n brullende leeu. Vir die slang is daar gesê, die adder, verstaan? So, die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. Omdat hy my lief het, sê Elohim, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Het julle gehoor, hierdie Bybel sê Elohim en Jahwe? Okay. Hy wat my naam ken, omdat hy my naam ken, sal ek hom beskerm en hom red. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my redding laat sien. Okay. Hoor julle kwalifikasies hier. Eerstens, skuilplek van die Allerhoogste.
vernag in die skaduwee van die Almagtige. Dit beteken, ek kan nie net Sondag kerk toe gaan en sê, yes, dan, ek het my jobbie gedoen nie. Want, hy wat my naam ken, so, jy moet tyd met God spandeer. Daarom, hy wat my lief het, hoe kan jy lief hê sonder verhouding? Hoe bou ek verhouding? Tyd. Hoe jy verlang na die een wat jy lief het. Verlang na wat? Om tyd met jou te spandeer. Ek wil die hele tyd by jou wees. Om ken. Jou hele tyd by hom wees. Nou, right. Hierso staan ook dan. Vir die siekte wat op die middag verwoes, hoef ons nie te vrees nie. Siekte sal nie jou toekom nie. Ok, so nou word ons siek. Nou wat nou? Nou slaat Big C op jou toe. Kanker. Wat nou? Hoe verskrik raak ek nou? En jy wat naby God is, sal goed kan oorkom. Jy wat in sy skaduwee is, sal dit oorkom. Jy sal die oorwinning kry. En ek vra toe, Almagtige, hoe moet mense dit hanteer dan as hulle siek is? Toe sê hy, met wysheid. Ek sê met wysheid. So, wanneer jy dan wel siek is, dan gaan staan jy terug en jy sê, ok, hoe het ek siek geword? Ek het by daai een aangesteek, of ek het so, of het gesis, of het, ok, hoe gaan ek dit oplos? Nee, is net 'n verkouetjie. So, hoe gaan ons die verkouetjie hanteer? Ons maak so en so. So, wanneer ek die heeltyd in stres is, en kortisol is die hormoon, die streshormoon, maar hy reguleer die immuunstelsel en hy reguleer die inflammasie. So, nou laat ek toe dat my stres my siek maak, en my immuunstelsel is af, en die inflammasie gee my pak. Ek is in pyn. So, wat moet ek behandel? Dit wat ek oor stres. Ok, as ek oor hierdie ding stres, beteken daar's vrees by betrokke. Wanneer daar vrees is, kom ek by Psalm 91 toe, dan sê ek maar, hoekom vrees ek? As ek in die skaduwee van die Almagtige is, dan hoef ek mos nie te vrees nie. Hier gee hy vir my 'n lang lys van goed, wat nie na my toe sal kom nie, omdat ek vrees. En vrees is die ding wat ons die meeste siek maak. Ek is bang. Ek is bang hierdie ding kom oor my. Vrees. David sê, dit wat nie bestaan nie, asof dit bestaan, is deel van geloof. En dit is net so waar vir die negatief. Dit wat jy vrees, kan ook oor jou kom, omdat jy dit nie neerlê nie. Jy sit dit nie neer voor die Here se voet en sê, ek repent, dis die Engelse woord, ek lê my lewe, ek's jammer, ek vrees hierdie ding, wat oor my lewe kom, of ek vrees ek het nie geld nie, of ek vrees wat ook al die rede, wat ook al jou vrese is. En saam met dit hy gesê ook, so, wanneer jy nou in hierdie verskrikking is, dan moet jy nou by 'n plek kom waar jy vra, Vader, waartoe nou? Moet ek hospitaal toe? Daar kom sit al 'n paar mense hierdie jaar voor my, en die jaar het nou net begin. Moet ek chemo doen? Sê ek kan nie vir jou sê moet jy chemo doen nie. Vra vir die Here. So, met die gevolg is, ken hom in al jou weë, en hy gaan jou paaie gelyk maak. Moenie net dokter toe hardloop nie. Ons begin by eers, Vader, watter dokter moet ek gaan sien? Wie kan ek vertrou met hierdie siekte van my? Moet ek 'n tweede opinie kry? Bid daaroor. Vader sê, bring dit na my toe. Hoekom? Want ek wil graag deel wees van dit. Moenie alleen hardloop en dan wanneer goed nou begin wild raak,
O nou, slat, nee, nou moet die Here my red. Nou moet hy my help. Nou moet ek deur hierdie ding kom. En dan as dit nou nie gebeur nie, wat nou? Dan vra ons vir mekaar ook in Engels, dit word even met die mooiste uitgedruk. Why do bad things happen to good people? Ja, dat is 'n goeie ou daai. Maar weet jy wat? Die naam van die Allerhoogste het nie oor sy lippe gekom nie. Hy is nie in die skaduwee van die Almagtige nie. Hy het nie verhouding nie. So wanneer slegte ding oor sy pad kom dan, waar's die beskerming dan wat ons van praat? So ons het introspeksie om te doen hierdie jaar en ons moet besef dat die Almagtige is altyd daar om vir ons wat in hom in verhouding is. 2025 gaan skape van skape geskei word. Hoor mooi, ek sê nie skape van die bokke nie. Die skape van die skape. Die ou wat in die kerk sit, skaap, en die ou wat die herder se stem ken. Hy wat my naam ken. As die herder sê, kom, laat ons gaan, is die skaap wat nog staan en kou, wat nie sy stem ken nie, gaan aanhou kou. Good things happen to bad people. Bad things happen to good people. Ja. Maar jy wat God se stem ken, en in die Allerhoogste se skaduwee is, vir jou is daar beskerming. Dan kom die siekte, maar kom nie na jou toe nie. Ons kan in oorwinning lewe. Ons vat dinge van daar af. As ons na politiek kyk en ons baie politiek in hierdie ding sit, moenie laat vrees vir jou vat nie. Moenie laat 'n Goliat staan en skree en jy vir hom bang raak nie. Dawid sê, hier, ek is lus vir jou, ek tel sommer 5 klippe op. Ek dink wat jy vir my half gesê het, wat vir jou die kraks of die julle, hoe kan ek wat sê Afrikaans, ek probeer nou mooi dink, vir daai droom is, die kern van die droom, dan sê die kern, is dat mense moet selfverantwoordelikheid vat vir hulle gesondheid. Absoluut. En ophou altyd na 'n dokter of wat ook al hardloop, maar jy moet gesondheid vat. En dit is net meer as net om na 'n dokter toe te gaan of 'n gym of 'n dit te doen, maar eintlik om terug te gaan na die Here toe en te sê, Here, wat nou? Wat moet ek neerlê? Het ek onvergifnis? Wat is gaan aan my liggaam? Is ons program nie gesonde liggaam en gesonde gees nie. Exactly. So ek wil sê 25 draai die naam om gesonde gees, gesonde liggaam. En maak hierdie jou fokus vir 25, want dan sal jy deur die storm kom wat op jou afkom. Baie dankie. En dit is nou verby vir nou, maar ons sien uit na die volgende program. Ek hoop julle het onthou dat ons die vorige keer gesels het oor die brein en ons het julle so half in die lug gelos, maar ons gaan nou verder gaan of volgende week verder gaan en dan gaan ons verder gesels hieroor. Tot 'n volgende keer, totsiens.